Hallo almal, in hierdie video gaan ek jou leer hoe om die omtrek en die oppervlakte van twee-dimensionele figure, onreëlmatige figure, enige vorms te bereken. Dit is deel van die graad 8 wiskunde syllabus. Voorbeeld 1. Bereken die omtrek van die volgende figuur. Nou, ons moet nou na die figuur kyk en dan moet ons eers besluit ons kort 'n paar van die sye se lengtes. Nou die eerste ding wat ons moet doen om die omtrek te bereken, is ons moet al die sye bymekaar tel. Nou kom ons kyk gou. Stem jy met my saam? Daar het nou ingevlieg. Ons het nie daardie sy se lengte geweet nie, maar omdat daar 'n groen streep is en daardie een is 0,5, dan sal daardie ene ook 0,5 wees. Dan die sy hieronder. Nou moet jy mooi dink. Die hele sy hierbo is 4 cm en dan kan jy nou sien 'n stukkie van daai sy gaan mos nou so lank wees soos daardie ene en hy is 2 cm. En as die hele ding 4 cm is, dan kan daardie stukkie 2 cm wees en daardie stukkie gaan 2 cm wees. En dan as jy afkyk, dan is daardie stukkie net so lank soos die een daarbo, ook 2 cm. En dan laastens is dit die lengte van hierdie lang sy en hy gaan jy kry deur al hierdie stukkies bymekaar te tel. So jy gaan sê 4 plus 1 plus 1,5 plus 1, so daardie stuk is dan 7,5 cm. Nou weet jy die lengtes van al die sye en nou gaan ons hulle almal bymekaar tel. So kom ons begin daarbo, ons gaan nou sommer hier begin, dan sê ons, dis 4 cm, los die centimeter die eenheid vir nou, ons sal nou daaroor praat, dan plus daardie 1, nou gaan dit daardie 2 cm wees, dan is dit hier die 1,5, dan is dit die 0,5, dan is dit 1 plus die 0,5 plus die 4 plus die 2 en laastens hierdie langstuk se 7,5. En as jy nou al daai bymekaar tel, dan is die omtrek 24 en die eenheid hier is centimeter. Voorbeeld 2. Bereken die oppervlakte van die volgende figuur. Nou wat 'n mens doen is, jy kyk na jou figuur en dan kan jy jou figuur opbreek in bekende figure. Nou wat ek gedoen het, is ek het hom sommer daar gesny en besluit daar is 'n reghoek, 'n 4x1 reghoek. En toe sny ek hom daar en ek kry toe 'n groot lang reghoek, daardie bloue. Maar ek wil net vir jou sê, jy moet oppas, die lengte is nou nie meer 7,5 nie. Dis moes nou net daardie stukkie en hierdie stukkie se lengte is 1 cm. So my blou reghoek se lengte gaan 6,5 wees. So oppas net daarvoor en dan is daar nog die klein enetjie daar, ek het hom sommer groen gemaak en hy is 'n 1/0,5 cm reghoek. So nou kan ons sê, die reghoek 1, die gele se oppervlakte is lengte maal breedte, wat dan 4 maal 1 is en dis 4 vierkante centimeter. Die tweede reghoek, die blou reghoek se oppervlakte, lengte maal breedte, is dan nou 6,5 en sy breedte hierso gaan ek net vir jou hier onderwys, is 2 cm. As jy dit maal 13 vierkante centimeter. En dan die groen reghoek se oppervlakte, lengte maal breedte, 0,5 maal 1 wat 0,5 is. En dan moet jy net versigtig wees want jy moet die totale oppervlakte gee. So wat jy moet doen is jy plus nou die 3 bymekaar. So die totaal is 4. Gaan jou wys, dis hierdie 4 plus 13 plus 0,5 en die antwoord 17,5 en jou eenheid vierkante centimeter. Voorbeeld 3. Die omtrek van 'n reghoek is 160 mm en die lengte is 50 mm. Bereken die breedte en die oppervlakte van die reghoek. Jo, hier gee hulle nou vir jou baie inligting.
Nou, die eerste ding wat hulle sê, is gewoonlik vra hulle die lengte of hulle vra die breedte, nou gee hulle die omtrek. So ons gaan begin deur te sê, die formule, die omtrek van 'n reghoek is 2 lengte plus 2 breedte. Dis mos eintlik 2 maal die lengte plus 2 maal die breedte. Nou hierso het hulle gesê, die omtrek is 160 mm. En hulle het vir ons gegee, die lengte is 50 mm. So nou, in die omtrek se plek, kan ons 160 gaan invervang, is gelyk aan 2 lengte plus 2 breedte. En in die volgende stappie, die lengte is 50. So in lengte se plek gaan vervang ons ook 50. En kyk hoe het ek vervang, ek het 'n hakie gebruik, want as ons vervang, dan gebruik ons altyd 'n hakie. Nou goed, plus die 2b vir die 2 breedte, want dit is wat ons moet bereken. Bereken die breedte. Nou kan ons net sê 2 maal 50 is 100. So nou het jy net 'n gewone vergelyking wat jy gaan oplos. Dan gaan ons hier die 100 laat oorloop en onthou hy word mos minus. Dan het ons 160 minus 100 aan die linkerkant. 60 is 2b. B verteenwoordig die breedte. En om van die 2 voor die b ontslae te raak, omdat hy direk langs hom staan, is dit mos maal, en om van hom ontslae te raak, gaan ons hom wegdeel. Dan gaan ons sê 2 gaan homself in 1 keer, 2 gaan homself in 1 keer. En dan aan die linkerkant, 60 gedeel deur 2, dit is 30. So ons breedte is dan 30 mm. Maar jy het nou nie eintlik daar stop nie, want die vraag het verder gesê, en bereken die oppervlakte van die reghoek. So jy weet mos die oppervlakte van 'n reghoek se formule is lengte maal breedte. Die lengte is 50, die breedte het jy nou net uitgewerk is 30. En kyk hoe mooi het ek dit vervang waar ek hakies gebruik het. 50 hakie 30 en dan kan jy sê 50 maal 30 is 150 vierkante millimeter. Kyk gou 'n bietjie hier. Toe jy die breedte uitgewerk het, was dit net lengte, toe was die eenheid millimeter. Maar nou, omdat dit oppervlakte is die eenheid 150 vierkante millimeter. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. Ek hoop regtig dat dit vir jou gehelp het. Jy sal sien dat hierdie playlist bestaan uit 7 lesse. So hierdie was nou les 2, les 3 gaan ek vir jou verduidelik as dit 'n kombinasie van 'n vierkant en 'n halwe sirkel is, hoe om te werk te gaan om die omtrek en die oppervlakte van daardie figuur te bereken. En kan ek vir jou 'n guns vra, het jy al subscribe tot my kanaal? Groetnis van my, Juffrou Pythagoras, tot volgende keer.